sig. En användning för oss Jesus, are the whole of my life, and you have been the road. Jesus, you're the king of my heart, you're the king of my soul. I used to think I was upset, but now I'm free again. Yes, Jesus, are the whole of my life, and you have been the road. Jesus, I'm the home of my life, and you want me to grow. Jesus, you're the king of my heart, my soul. I used to think I was innocent, but now I'm free again. Yes, Jesus, I'm the home of my life, and you want me to grow. God's gonna be marching through this land, and this is the song between his hand. Blessing God and blessing God, and this is only I've got to God's gonna be marching through this land, and this is the song between his hand. Blessing God and blessing God, and this is only I've got to God's gonna be marching through this land, and this is the song between his hand. Blessing God and blessing God, and this is only I've got to And here you go, and we don't listen, and here we go from all the land. When you walk through this, the one and in my home, it's almost like a song. Y'all, and here you go, and you don't listen, and here we go from all the land. And you walk through this, the one and in my home, it's almost like a song. Weet je het voor ons? Jezus, nee, om ek gee vir jou, want Here wil hê, dit moet met ons goed gaan. Here om U as ongeloop, is ons saam. En dan weer ons hier, met blessing God. En ons sing verlossen, ons harte op en vrede opbrengen. Hier om U as ongeloop, is ons saam. Here om U as ongeloop, is ons saam. En dan weer ons hier, met blessing God. En ons sing verlossen, ons harte op en vrede opbrengen. Hier om U as ongeloop, is ons saam. Halleluja, Here, dank U. We sing die lof van Jesus al oor engele. De hemelare roep sy naam in Christus is King.
Here en dis die moeite werd om hom te dien. Hoor wat sê, dien hom, volg hom, loof hom. So daar's nie 'n oomblik wat ons sonder die Here kan wees in ons lewe nie. Prys sy wonderlike naam. Prys die naam van die Here. Wie het nie vanoggend se boodskapetjie gekry nie? Ek wil net, maak net seker dat by Heila op julle nommers dan reg is, want elkeen soos wat moet kry, voer ek hom in. Dan gaan miskien vingerprobleme wees. Ek nog maar net 'n man, weet. Maar nou ja, maar dit is belangrik, wanneer ek vir julle boodskapetjie stuur net so voor die diens, dan stuur ek gewoonlik vir julle ook die geleesde gedeelte wat ons gaan hanteer, en dan sal dit goed wees dat ons soms so vinnig kan vertroud wees waarmee ek dan vanmôre begin. Nou, ons grootste gedagte waarmee ek wel wil begin vanmôre in 'n tema gevorm is, jou geloof moet beproef en getoets word. Dink net aan jouself. Ja, ek moet deur matriek nie. Yes, ek studeer en ek studeer nie en ek doen alles en ek het nie eens nodig om eksamen te skryf en ek gaan my sertifikaat kry. Hoe gaan ek weet of jy wel jou vak waardig was? Christus wil in alles weet, is ek hom waardig. Christus wil in alles weet, ken, is ek vertroud met hom, wat deur al die hel gegaan het, sodat ek verlos kan wees. Hallo my kant? As het jou gesien? Die Bybel sê die wie laat laaste is, sal eerste wees, nee. Kom ons lees net gou 2 versies. 1 Petrus 1 verse 6 en 7. Hy sê, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Hoeveel keer sê ons, hou dit nie op nie, want as dit die een klaar is, dan kom jy aan een. Of die ou spreek wat sê, dan kom so in 3. Ek dink ek is nou by 2, of miskien is ek nou by 3, nee? En dan gebeur die negatiewe. Sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar nie deur vuur gelouter, wat deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Hoor wat sê Petrus vir ons. Hy sê jou geloof moet wees soos goud wat deur vuur gelouter is. En as goud deur vuur gegaan het, dan kry ons die ware waardes van goud. En dis wat die woord vir ons probeer leer. Hy sê wanneer ons daar deur is, dan is die openbaring van Jesus Christus vir ons al hoe duideliker en duideliker. Maar ons moet ook verstaan, wat beteken beproewing? Of as ek kan verklaar, ek is deur beproefdheid. Of ek is beproef. Dit sê net vir my een ding, dat ek het geslaag. As ek deur beproewing is, dan sê dit ek het geslaag. Op die einde van die dag sê dit vir my, ek was in 'n groot stryd, maar ek het gewen. Dis beproewing. Dis die uiteinde van beproewing. Hy sê dit was, ek wil net vir julle sê dat hierdie beproewingstyd wat ek deur was vir my baie goed. Dit was vir my 'n baie goeie stryd. Wat sê Paulus?
Ons moet die goeie stryd stry. Hy het nie gesê, dit bestaan uit dit en dit, maar dit is wat die woord ons leer. Die een dag is ons op, en die ander dag is ons af, en die een dag het ons die stormwater en die stormweer, maar op die ander dag dan het ons nou weer die heil van ons God. Maar waarom moet ons beproef word? En wanneer ons eers kyk na die woord van die Here, en ons sien dat alles wat die woord vir ons, wat Jesus vir ons gesê, hy sê, ek het vir julle vrede gegee, ek het vir julle blydskap gegee, ek was vir julle self as 'n beskutting, ek het die Heilige Gees vir julle gegee, om julle te leer en te lei. Met ander woorde, ek kan sê, ek is deur hierdie beproewings, en ek is beproef, omdat sal my sê, die wapens van die woord, het my gedra. En die wapens van die woord is baie, baie sterk en duidelik, want Paulus skryf ons in 2 Korintiërs 10:4, hy sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. En dit is wat ons nie altyd aan dink nie, is dat, my toon is nou seer, en die Here moet hierdie stryd van my toon nou aanspreek. Hy sal dit doen. Hy sal dit doen, maar die woord van die Here sê, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. So ek moet nie myself sien as 'n wurmpie Jakob nie. Ek moet nooit myself sien as 'n verloorder nie. Maar die wapens wat daar is juis vir God om my vestings neer te werp. Die dinge wat my laat swaar trek. Maar nou is daar ook mense wat sê, maar hoekom gaan ons deur allerlei beproewings? Was dit nie dan die afgeronde werk van Jesus Christus aan die kruis nie? Die Hebreërs skrywer sê dit vir ons hier in Hebreërs 2 verse 8 en 9. Hy sê, alle dinge het U onder sy voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Hoor, ons sien dit nog nie. Want wanneer ons in die middel van die storm is, dan sien ons nie goedheid en guns nie. Ons sien nie die hoop wat op pad is na ons toe nie. Maar ons sien hom. Dis wat ons moet Christus sien, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Jesus is ons antwoord. Hy's klaar daardeur. So ek moet nou nie net sê, ja maar hoekom moet ek nou suffer nie, en hoekom nie? Die Here sê, ek smet jou. Al hierdie dinge is by my bekend. So ek moet weet dat my beproewing is, sodat ek nie die dood sal smaak nie. Hy het dit reeds namens my gedoen. Kyk 'n bietjie na die volk van die Here, toe hulle daar in die land van Israel ingegaan het. Die uiteindelike opdrag van God is, hulle moet Kanaan in besit gaan neem. Die Here het nie van hulle gesê, hoor jy stap net in en gaan kyk met die naaste boom waar jy geleen is nie. Julle moet dit in besit neem. So daar's iets wat die volk moes gaan doen het. Daar was 'n tyd wat hulle deur oorlog moes gaan om dit in te neem. Daar was tyd toe hulle hierdie toe die verspieders ingegaan het en hulle sien hierdie reuse, toe sê hulle, ons lyk so sprinkane in hulle oë. Maar dit is hoe dit werklik gaan in vandag se lewe. Die woord van die Here sê, daar kom tye wat ons deur ongeloof, net soos Israel, skade ly. Die tye wat ons in oorwinnings is, maar ons erken nie God in ons oorwinning nie. Maar ons moet weet, beproewing is daar. Wanneer die beproewing daar is, gaan die negatiewe en die positiewe gebeur, maar alles lei tot eer en verheerliking van die Here. Ek het nie die hand van die Here gelos nie. Ek het nie in sak en as gaan sit nie. En ek het nie gesê, ag,
come hell or high waters nie. Ek het niks sulke dinge gesê nie. Ek het net gesê, Here, U bly my God. U bly my God. Hoe moeilik het al mag wees, en ek dink hier's baie van u wat vir my vandag sal sê, ek was deur die waters, wat die Here het. Die Here was getrou. Kanaan lê voor my en voor elkeen van ons. Ons moet Kanaan in. Dit is die worsteling van die Gees wat ons moet ingaan. Ek moet vir God sê, hier's my hand. Here, dra my deur u Gees, geef my antwoorde, wees u my leidsman. En al ek deur Kanaan kan gaan of in Kanaan kan inkom, is om van geloof besit te neem. Geloof sal my dra. Geloof sal vir my sê, moenie nou tou opgooi nie. Dis 'n goeie stryd. Geloof is 'n goeie stryd. Vir baie sê dit, ja, maar nou dat ek eers aan die ander kant daar uit is. Yes, maar nou is dit jou werk om te getuig. Byt vas. Byt vas. Die Here is saam met ons in Kanaan. Kanaan word beskryf as 'n tipe van die hemel. Baie kere hoor jy mense sê, wanneer hy tot sterwe gekom het, dan het God self jou kom haal, en hy het op die boot gesit, en het oorgevaar, aan die ander kant. Allerhande sulke goedjies. Dit word bestempel as Kanaan, ons geestelike tuiste, maar omrede, hoekom ons dit sê is, sommer daar waar ons heen gaan, is daar nie meer 'n stryd. Maar onthou, ons moet werk om by daardie oorwinning uit te kom. Ons moet God vertrou om by daardie oorwinning uit te kom. Wat het vir die volk gewag in Kanaan? Wat was dit bekend bestaan as 'n land van melk en honing, baie vrugte, baie waterstrome. Hy was ryk. So dis iets wat vir my geoffer is. En wat dink julle is in die hemele? Presies dieselfde. Maar ek wil nie eers melk en honing in die hemel gebruik nie. God is in die hemel. God is in die hemel. En as ons net moet dink in teenstelling, waar kom die volk vandaan? Hulle kom uit 'n droë, dorre woestyn uit. Maar nou, skielik, beweeg hulle in die land van Kanaan in. En nou is dit vir hulle, kan dit wees? Nou twyfel ons. Jy weet, en twyfel is een van die grootste goue wat nou ooit in 'n mens se lewe kan inkom. En die woord van die Here vra vir ons, waarvoor twyfel ons? Waarvoor wil ons eerder bly en vertoef in jou dorheid, as wat jy in 'n nuwe area van jou lewe wil inbeweeg wat jy nie ken nie? Hoekom wil ek dit ken? As ek weet ek gaan vrede daar hê, as ek weet ek gaan die guns van die Here op my hê. Daarom moet ons vir die Here sê, Here, hier's my hand. Of wil ek sê, trek my deur die Jordaan, Here, trek my deur, maar maak dat ek hierdie goeie geloof en hierdie goeie stryd wat ek stry, nie moet verloor nie. My swakke hand moet in die hand van die Here wees. Maar kom ons kyk 'n bietjie. Wat is wapens? Wat is hierdie wapens wat die Here vir ons gee, en wat moet hierdie wapens doen? Aan die een kant is die wapens daar om Israel moes teen die reuse beklei. Wat se reuse is in my lewe? As ek jou vra, en sê, nee, pastor, ek so lang. As ons hier uitgaan en ons die huis toe gaan, dan kom die reuse, ons bedink die reuse. Ons harte word vol van reuse. En dis wat die Here sê, kom, daardie wapens wat ek nou vir jou gee, kyk die woord van die Here, en ek het Sondag daaroor gepraat, dat ons nie altyd moet dink aan die swaard, as die swaard wat ons moet opneem, om die vlees daarmee seer te maak nie, want die woord van die Here sê, die ou wat die vlees, die swaard opneem, sal deur die swaard sterwe. Maar nou praat die woord, die Nuwe Testament is baie duidelik, wanneer hy vir ons sê, ons moet ons geestelike swaard optel. Net as jy wys hoe lyk hy. Ons geestelike
swaard. Hoekom? Want hierdie swaard het soveel inligting aan die binnekant, dat en as ons dit nie verstaan nie, dan gaan dit met ons moeilik gaan, dan gaan ek net reuse in my lewe sien. As ek die woord van die Here verstaan, as ek sy swaard verstaan, en dan verstaan ek dat die woord wil hê dat ek moet bekwam word. Nie 'n predikant of 'n pastoor of wie ook al, of een wat baie heilig lyk nie. Ek moet net die woord verstaan, want hoekom? Die woord verklaar ek is sy kind. As kind moet ek sy woord verstaan. Ek moet nie om so bekwam, want as ek om my lekker bekwam in die woord van die Here, dan raak my stryd wat ek moet stry al hoe beter. Al hoe beter. Hoor wat sê Efesiërs 6:16. Hy sê, neem die skild van die geloof op, waarmee julle die vurige pyle van die bose kan uitblus. Saam met die swaard het ek die skild. So die twee is hand aan hand. Die skild van geloof is my verdedigingswapen. Die swaard van die woord wat ek het, is die een waarmee ek veg. Ek kom en ek val aan. Ek kan vir Satan sê, daar staan geskrywe. Ek kan vir Satan sê, los my uit. Ek behoort aan 'n lewende en 'n heilige God. Is dit nie waar nie? Nee. Ons moet leer om al twee hierdie wapens op een slag te gebruik. En dan kom daar wat ons vir onsself sê, ag nee, ek het nie die krag nog vir die skild ook nog nie. Miskien het ek plek en lus vir die swaard. Maar ons gaan omkant gevang word, want die funksie van die skild is om die vyand af te weer, en die grootste vyand se werke is, sien ons al reeds uit die Ou Testament uit, hy skiet net vurige pyle wat op jou afgevuur word. Jy sien, die pyl is niks. Hy kan my dalk mis of hy kan my net verwond, maar dit is wat aan die punt van die pyl gesit het. Daardie gif wat aan die punt van die pyl gesit word, wat maak dat baie van ons kinders onnodig met wonde rondloop. En daai gif sit en hy versprei en hy versprei. Hoe lyk een van daai gibbe? Verbittering. Verbittering is lelik. Ons kom baie kere wat ons nooit sal dink, ons is die beste familie. Mense, ek het broedies en sissies, hoor jy, hulle loop en buig voor my neer en ons is net lief vir mekaar. Maar dan kom 'n oomblik nee, wanneer jy 'n bloukie loop met een van hulle. Met 'n familielid, hoe is dit moontlik? Dis eintlik waar dit begin, die maklikste by 'n familielid, nie? Harde woorde word aan gewissel, woorde wat ons nie ons die wag gehad het en hy net uitgeglip. Wat sê dit vir jou? My skuld was nie daar nie. Ek kon nie gewaak het teen hierdie dinge nie. En as ons nie gaan waak teen hierdie dinge nie, wat gebeur volgende? Nou het ek dit het klaar gebeur. Ek het nou 'n trots om te bewaar en niemand gaan vir my sê gaan vra om verskoning. Wat gebeur met al hierdie goedjies? Net een ding. Die werk van die Here lei skade. Die groot werk wat God in jou begin het, wat hy wil volëindig in jou lewe, lei skade. Want op die einde van die dag moet ek vir myself sê, self kom reg. Want die woord van die Here in Hebreërs 12:12 sê vir my, rig die slap hande en voete nou op. Trek jou rug reg. Vra om verskoning, word nederig. Die ou wat die swaarste geleef het, wat nie nederig word nie, was wie was Daniel se groot koning? Nebukadneser, né? Wat het met hom gebeur? Dit het met hom gegaan oor ek. Ek het dit gebou, ek het die Baal, ek het dit, ek het dat. Ek het gemaak dat hy vir 7 jaar in die veld gras vreet.
soos 'n dier, net omdat ek nie wil nederig word nie. Is dit nie sleg om dit te kan hanteer, om dit nie te kan hoor nie? Wat van onwysheid? Onwysheid oor die woord, onwyse optredes, dit waar God sê, ek jou in kan help, en ek vir jou, Jakobus sê, in Jakobus 1:5, hy sê, as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd. So daar die eer en iets wat van jou weggeneem is, niks gaan jou gebeur nie. God gaan jou net beter maak. Hy sê, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Nog 'n groot gif is ongehoorsaamheid. Die eerste pyl wat ons sien wat gevlieg het, met gif aan die voorkant van ongehoorsaamheid, was in die tuin van Eden. Nie net die feit dat twyfel daar gebore is nie, maar die een wat ons sê, Here, dis nie ek nie, dis hy. Dis nie ek nie, dis hy. Dis nie meer hy nie, dis nou die duiwel, dis nou die slang en al sulke goedjies. Ons hou aan soek na dingetjies wat ons in 'n ongehoorsaamheidsposisie inbring. En daarom sê ons, en lees ons in 1 Samuel 15 van Saul, kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffers, het Samuel vir Saul gesê. Want wederstrewigheid, Saul, is 'n sonde van waarsêry en eie sinnigheid, is afgoderry en beeldediens, omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy ook sy koningskap verloor. En as ons dit vandag moet terugtrek, ons is nie konings nie, ek is 'n koningskind. Ek is nie 'n koning nie, ek is 'n koningsseun, ek is 'n koningdogter, maar as daardie van my weggevat word, dat ek nie meer kan bely, ek is nie meer 'n koningskind nie, hoe verlore gaan ons nie wees nie? Maar net nog 1 minuut, hoogmoed. Hy pyltjie, wat die gif van hoogmoed vooraan hom het, Daniël 4:30, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het nie, tot 'n koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoëns, tot verheerliking van my majesteit. U en ek het soveel om voor dankbaar te wees, dat ons het 'n koning van alle konings, wat ons voor hom kan neerbuig. Daardie koning het vir Paulus gesê, skryf neer in 1 Korintiërs 4:7, wat jy het en wat jy nie ontvang het nie. Wat jy nou het en wat jy nog nie ontvang het nie, moet jy weet, dit is wat jy het wanneer jy my aanbid. Dis vir wie jy neerbuig, want ons God is 'n volledige God. Met mense weier om na sekere van die beloftes van die Here dit in hulle harte in te berg, want dit lyk net onmoontlik. Hoe kan dit gebeur? Voorbeeld, Filippense 4:13, ek is tot alles. Hoe is dit dan moontlik? God sê dit sal wees, glo, vertrou my, sodat alles wat jy doen vir hom kan, dat jy kan weet, jy sal dit ervaar, want die Here het gesê, ek sal met jou wees. Ek sal met jou wees. Party sê, nee, ek is te gering. Wat is ek in hierdie ou lewe? Of ek is maar 'n ou sondaar. Dis die grootste pyle wat jy kan verwag. Daarom moet ek en jy vir die duiwel sê, ons moet vrymoedigheid neem. Duiwel, hoor my liedjie vandag. En ek kan dit vandag saam met sê. Ek is wie God sê ek is. Sê dit?
en dat my sondes is vergewe. En hy dink meer nooit weer daaraan nie. Vir wie sê ek dit? Vir Satan, die een wat met die pyl gereed staan. Jy kan hom sê, daar staan geskrywe, die Here jou God alleen moet jy dien. Hoekom? Want die Here sê ek is sy kind. Hoekom? Die Here sê ek is sy erfgenaam. Hoekom? Want ek mag en ek kan in die naam van Jesus Christus oorwin. Dis wie ons is. Is ek nog 'n wurmpie? Is ek nog iemand wat maar net in stof moet rondkruip? Nee. God het gesê, bring alles van my. En daar's 'n ou liedjie wat vir ons geskrywe is op 'n stadium, through it all. Maak nie saak waardeur gaan jy. Gaan jy deur pyn, gaan jy deur siektes, gaan jy deur selfs ongeloof, gaan jy deur beskuldigings en maak nie saak wat nie. Maar deur dit alles sê geloof vir my, maak jou oë toe en sien Christus voor jou staan. Through it all. Dat is het. Oh, through it all, I have learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, I have learned to depend upon His word. Yes, through it all, I have learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, I have learned to depend upon His word. Halleluja. Here, deur alles het ek net nodig om te erken. Ek het God se woord, en ek het sy wysheid, en ek het sy Heilige Gees nodig. En daarom, Here, kan ons maar net vanmôre bid. Here is ek. Ek is klei in u hande. En die woord sê vir ons, toe die pottebakker daarmee wat hy mee besig ook al was, toe dit misluk. Through it all, het God die klei nie weggegooi nie, hy het dit weer van vooraf, het hy met my gemaak. Here, ons is vanmôre so dankbaar, dat ons nog voor u kan staan. So dankbaar, Here, dat ek kan uitroep, my Here en my God. Mag u dan, deur ons stryd, deur ons blydskap, Here, altyd geerken word. As Jesus, ons verlosser en ons saligmaker. In Jesus' naam. Amen.